Ek glo dat U God is oor die lig en die nag. Ek glo dat U God is oor die donker en die dag. U is en daar is nêrens waar U nie is nie. Geen diepte kan U uithou nie. Geen donker kan U weghou nie. Oral waar daar plek of ruimte is, en oral waar U is U God. En oral waar U is dit reg. En oral waar U is dit goed. As ek nie kan sien nie, as ek nie kan hoor nie, as ek nie verstaan nie, wees by my. Ek glo dat U God. Goeiemôre gemeente. Daar kom die Here dit by is dit versprei in die kerk voor. Zolang daar weer iets boek is en dan ons boek dat en is by Grand Prix gelees en dit is koud en iets reënerig. Almal het was goed op die taal. So. Daai mag vanoggend se erediens weer hulle oë wyer oop te maak om regtig wyer te dink oor God en op die regte plekke na sy genade te soek. En maak hom op die mees onverwagte plek in jou lewe. Kom terug saam met ons vanoggend uit die boksie. Sien die genade van God waar jy nooit gedink het kan wees. En dit gaan ons nou eers doen ook sommer deur Kers aansteek. As jy Kers vanoggend wil aansteek vir iemand of vir jouself, vir iets wat jy oorbid. Die Kers is die gebede van die gelowiges wat opstyg voor die troon. Welkom om dit te kom doen. Anders ons gebruik die geleentheid vir stil gebed net voor die Here stil te raak. Daar is 'n geleentheid as jy wil Kers aansteek.
Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. Amen. En daar is genade, as vrede en as moedvrede van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. Kom ons dien die Here met ons lofprysing en aanbidding.
reeks waar ons 'n pad stap in die lewe saam met die Here en saam met een van die onverwachte persone is James Blunt. Ons gaan vanoggend kyk na die thema as genade, alles wat oor is, of ons ook moet sê, as genade nie meer genoeg is nie. En dan gaan ons luister na die liedjie van James Blunt se Dark Thought. Het gaan oor 'n vriendin van hom, Carrie Fisher, wat selfmoord gepleeg het. So kom ons luister na die liedjie en dan gaan ons werk voor die liedjie. I drove up the hill just to say goodbye, but all I found was a for sale sign. Put my hand on the gate and there's tears in my eyes. And all that's been left since the minute you died, the chandeliers and the trees, ceramic beams, now they're just covered in leaves. My hands are shaking as I tighten the code. The gate doesn't open, just a voice that says no, but I know inside there's a piece of your soul that the pain ain't over and everything else will be sold. And the piano that played on its own is not playing no more. I wish I had called somebody, and if I wasn't there, I'm sorry. Maybe believe you were strong. I wish you had told me something was wrong. So goodbye to my best friend ever. I can't believe you're gone forever. Can't find you today, 'cause I finally found the words that I need to say. But a dark thought got there first, that buried your ashes in a pose like pill. The load of vultures came and joined the will. I hate that you're gone and the questions you leave, and it's said that you know it's not talking to me. Well, I got your heart, so I gave you a star on a Hollywood boulevard. I wish I had called somebody, and if I wasn't there, I'm sorry. Maybe believe you were strong. I wish you had called me and told me something was wrong. So goodbye to my best friend ever. I can't believe you're gone forever. Can't find you today, 'cause I finally found the words that I need to say. But a dark thought got there first. Dark thought did its worst. That's what really hurts. Dark thought got there first. I drove up the hill just to say goodbye, but all I found was a for sale sign. Put my hand on the gate and there's tears in my eyes. And all that's been left since the minute you died, the chandeliers and the trees, ceramic beams, now they're just covered in leaves. Ons skriflees met jou vriende is in 2 Korintiërs 12. Dit is Paulus se gedeelte oor sy Paulus gedeelte oor sy doring in die vlees wat hy mee geworstel het en hoe hy gesukkel het om daarmee te deel in 'n situasie wat vir hom baie ongemaklik was. Kom ons bid net eers saam. Ons Hemelse Vader, as ons stil raak voor U in die oggend, is dit met die broosheid
onbreekbaar. Dat ons weet, Here, so afhanklik van die genade, om net voor U te gaan. Ons is so afhanklik van die genade, om elke dag in oor te kyk. Ons is so afhanklik van die genade, Here, om net te wees in hierdie lewe. Om net hier vandag te wees. Dit is die genade wat ons gebring het om hierdie woord te kom bring. Dit is die genade, Here, wat ons gelei het om vanoggend op te staan en hierdie diens te wees. Dit is die genade wat genoeg is. Partykeer voel dit is so meer, partykeer voel dit ver weg van ons af. Partykeer voel dit of ons het alles opgebruik. Daarom kom soek ons vanoggend weer die genade, om bewus te raak van die goedheid en die grootheid van God, waarvoor ons vanoggend staan. Laat die Gees in ons harte inpraat en die woord vir ons uitleef. Amen. Korintiërs 12, Paulus sê, om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl hy dan in moed kom uit my gesigte en die openbarings aan die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel. Of het met die liggaam was, of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet het. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of het met die liggaam was, of sonder die liggaam, weet ek nie. Net God weet het. Net God weet het. Daar het hy woorde gehoor dat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek nog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien, doen of hoor sê. Selfs nie van die verlewendheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar my boodskapper. Is daar my dood in die vlees gegee, boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid dat het van my weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskikking kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Liewe vriende, depressie, selfmoord, dit is stigma. Mense praat daarvan as 'n swakheid in jou geloof. Mense dink dat jy kan net so maar in die snap. En dan is alles oké. Of dink jouself net positief, dan sal die negativiteit verdwyn. Ek is nie seker. Mense wat so dink, al het dalk tot gehad van hulle lewe. Daarvoor is wanneer die lewe in duisternis vasgevang word. Wanneer die lewe volledig deur duisternis oorweldig word en jy geen lig kan sien. Dalk God, is dat ek eindelijk jou bring, myself aan.
Weet jy, dis te veel vir my. Ek kan dit nie hanteer nie. Ek kan nie self daar uitkom nie. Met James Blunt se vriendin was het nog moeiliker, want sy was bipolêr geweest. So, sy het geweldig gemoedsversteurings gehad. En een van daardie gemoedsversteurings het sy moed opgegee. En dit is interessant as jy net terloops, as jy die preek in die dikkie luister en jy hoor, en weet het, daar is in een prouzek op, sy het 2 keramiek prouzekpulle daar na huis gehad. En hulle het al letterlik in een van die begraaf. En die ander sê James Blunt het hy. So, dit is sy herdenking van al, sy herinnering aan. Maar as die dag tot met jou oorneem, dan wonder jy of genade nog genoeg is. Dan wonder jy of daar nog 'n kans is, of daar nog iets in die lewe is wat sin maak, want jy kan absoluut niks sien nie. Jy sien niks verby, behalwe dit wat hierdie swaar donker gedagtes oor jou bring nie. En dis waarskynlik hoe Paulus gevoel het. Hy sit met die koring in die vlees en dit oorweldig en oorheers sy hele lewe. Hy kan nie daar uitkom nie. Wat hy ook al doen, dit bly terugkom, dit bly steek. En elke keer steek dit seerder en dieper en dieper. Die pyn raak net erger. En Paulus raak net meer en meer moedeloos, want hy het nie 'n antwoord. En toe kom die Here na hom en sê, my genade is vir jou genoeg. Liewe vriende, as jy in die daagpot sit, is jy nie seker of genade genoeg is. Jy is nie seker of die genade jou kan dra in die tyd nie. Want dit oorweldig jou so. En is nie altyd sigbaar van buite af. Die mense rondom besef dit nie altyd. Hulle sit met hierdie persoon en hulle verstaan nie altyd wat rondom aangaan. En steeds gaan dit nie weg. En ek kan julle waarborg, ek volg die laaste tyd. Julle kan gerus as julle 'n bietjie meer oor depressie en psigiatriese siektes wil lees, of luister, kan julle na Scott Eilers op YouTube gaan luister. Scott Eilers is 'n sielkundige wat self as 'n tiener deur 'n baie donker depressietyd was, medikasie gehad vir depressie. En hy sê een ding, wat hy weet, is dat die dag voor nooit dood met jou lewe uit weg. Jy loop heeltyd met hom wat jy in jou agterkop dra. Hy wag net vir iets om jou weer in die donker terug te bring. En dit gaan niks te doen met jou geloof. Jy kan die sterkste, beste gelowige wees. Jy kan alles glo wat Jesus doen en vir jou gedoen. Jy kan ook watter kommissies dien in die kerk, jy kan waarop al betrokke wees. As daar die dag God vir jou gryp, dan is jy in donker vasgegaan. En jy het nie antwoord.
As daar die daad vir jou gryp, is dit soos wat Maria Prendergast in haar boek oor depressie skryf, dat jy sien die oplossing van depressie en hy is hierso. Maar as te ver, jy het nie genoeg energie om te gaan. Paulus op 'n stadium geskryf in 2 Korintiërs 1. Daar was 'n stadium in so 'n situasie dat hulle nie eens gedink het hulle gaan lewendig uitkom. En op daai stadium het hy moed gehad. Hy het die moed gehad van die gebede van die gelowiges rondom hom. Maar ek het vir jou sê, as die daad kom, dan help die gebede van die gelowiges rondom jou nie altyd. So voel dit. Maar ek stel dat vir jou so. Jy weet dat die gebede van die gelowiges rondom jou werk. As jy lewendig aan dat uitkom. As daar streep die lig vir jou skyn. En jy weet nie hoe dit gekom het. Want hoe hard jy ook al gewerk het, dit werk. En hoe hard jy ook al gebid het. Want as die algemene ding is net bid, sal hierdie ding weggaan. Trouwens, daar sterkte wat vir jou sal help om die duiwel, depressie duiwel uit jou lewe uit te dryf. Jy weet nie wat gelede daar is. Hulle land van my spreekkamer en ek net probeer om hulle op te tel van die grond af. Maar my voel hulle nog sterk. Want die duiwel is uitgedruk. Maar die depressie bly. Jy sien, het is nie so eenvoudig om sommer uitsprake te lewe oor die daad God wat agter in jou sluim word, binne in mense sluim. As jy dit nog nooit gehad het, het jy nie die vaagste klou. Veel persoon, veel pyn, lyding, vernietig met so 'n persoon se lewe sê. Kan jy nie verstaan hoekom so 'n persoon nie in die bed kan opstaan? Hoekom so 'n persoon die dag kan sien vir vandag se werk? Hoekom so 'n persoon daar nie aan God vashou? Feit is, daai persoon hou nou al vir 20 jaar aan God vas. En die daad God is nog met hulle. Want sien die daad God steer hom na wie aan God vashou. Hy kom nie oor jou lewe. Dit is soos wat jy vanoggend werk toe gaan en jy is gesond en jy kom vanavond by die huis en jy 'n vrot verkoue. En jy weet nie waar jy het gekry het. Maar vir die vrot verkoue kan jy oor 5 dae gesond wees as jy goeie medikasie het. Daad God gaan nie weg by die 5 dae. Hy het nie die kans. En as James Blunt sing oor hierdie daad God, en hy sê, maar hoekom het jy nie vir ons vertel nie? Het jy vir ons gesê dis so sleg? Dan is die punt juist, maar het help nie, ek sê, het is besleg en het hulle groot het nie. Daarom laat ek liever stiller en stiller. Trek ek myself even verder terug. Want julle het nie toe wat ek gaan.
Iets, liewe vriende, wat ek dag na dag in my spreekkamer sien. Mense wat inkom, sy kan met iemand praat. En allemaal het net slim antwoord. En ek soek nie slim antwoorde nie, want die slim antwoorde wat my net nog slechter voel. Wat sê vir jou? As iemand in 'n daadkot vasgevang is die beste ding wat jy kan doen, is om vir daardie persoon te sê, ek is daar vir jou. Ek sal jou nie alleen los. Ek sal jou nie vergeet nie. Ek sal jou nie alleen in die donker laat sit nie. Ek sal saam met jou in die donker kom sit as ek moet. So dat jy weet. Kom terug na Nicholas Wolterstorff se woorde na sy seun se dood. Iemand wat 'n daadkot het, soek net iemand saam met hulle op die bank na kom sit en hou. Ek wil jou weer eens die plaasweg gebruik. Wil jy weer eens gaan kyk die kort video die Now Gardener op YouTube. Het is 1 minuut 40 seconden. Baie van jou tyd van. Jy gaan 2 keer asemhaal draai. As jy stadig asem. Dat jy kan sien dat mense wat in daardie pyn sit, regtig in hulle lewe soek. Iemand wat net sal luister, en as ek nie iets het om te sê, iemand wat net sal sit. Sal sit en sal sê, dis ook oké om nie oké te wees. Want ons dink almal moet altyd oké wees. Almal moet altyd reg wees. Almal moet altyd goed voel. Die realiteit is dat nie een van ons wat hier sit, altyd goed voel. Ons almal kry 'n afdag waar die hoofpyn te veel is. Of jy net 'n slegte nag gehad het en jy die volgende oggend opstaan en voel, hierdie dag gaan ek nie maak. Of iets hartseer gebeur in jou lewe en jy is neergedruk vir 'n paar dae, dalk selfs vir 'n week of 'n maand. Dis normaal. Dis wat met Elia gebeur. Elia het heeltemal bedruk geword dat hy hoor die koningin wil hom doodmaak. En hy gaan terug en hy moet na 'n bos gaan en hy moet vir 40 dae niks eet nie. Ek het daar kots gehad. En dan sê die negatief en moeilik. Soos wat ons mos maar hoor, as dinge nie uitwerk. Dan word ons negatief en moeilik. Die daagkot is iets anders. Hy is soos wat Churchill gesê het. Churchill was selfbarbare gewees. Hy sê Churchill gesê het, die swak hond wat altyd aan jou akstene kom knap. En skielik en jy nie verwag. En het word baie eensame pad om te sak. Baie stikkende pad om te sak. Baie swaar pad om te sak. As jy dit alleen moet doen. Daarom nooi ek vraag as jy enigsins
dat jy iemand sal gaan soek met wie jy nie hoef te praat nie, maar wat jy veilig voel, net by jou sal sit. En die genade is genoeg. As daar iemand is wat het vir jou kom wys. Net te sê, ek sal by jou wees. Die genade is genoeg. As jy weet, in die donker toestand, is God daar. En God is daar, maar iemand anders is daar, om saam met my te sit. Dalk God kan jy oorweldig, maar as jy iemand het wat saam met jou gaan, dan sal die genade genoeg voel om het te dra. Deur die diepste, donkerste tye van jou lewe. God se genade is eintlik. Dis oorvloedig, sê Johannes van hom. Hy sê dit word gegee in oorvloed. Genade opgelaat. Dis altyd beskikbaar. Vraag as die vraag is, of ek en jy dit so beleef, dat iemand wat deur 'n daad God oorweldig is, dit sal besef, en dit sal voel in hulle lewe. Dat ek so sal wees, dat die empathie wat 'n daad God verlig vir iemand anders hoop sal gee, dat het toch genoeg is. Amen. Here, U sê genade is genoeg. Het word in oorvloed gegee. Maar Here, baie keer voel dit nie of die genade gemaak is. Baie keer voel dit of ons alleen staan in hierdie wêreld. Baie keer voel dit donker dans oorval. Ons weet nie wat om te sê. Maar ons wil Here vra dat U dan nie vir ons sal sê die genade is genoeg. Maar dat die mense oor ons pad sal stuur, vir ons wys. Genade is genoeg. Here, mag dit ook wees dat ons nie so vinnig sal veroordelend wees. Mense wat hierdie daad God oorval word. Mense wat in donker besit. Mense wat so moed verloor het in die lewe dat hulle homself daaruit verwyder. Here, ons weet, genade is ook genoeg vir daardie mense. Mag ons
vroegtydig daardie genade aanbring. Mag ons vroegtydig vir mense bewus maak dat daar hoop is en dat daar nog genade oor is vir hulle om vas te hou. As hulle dink dit is alles opgebruik. Mag ons Here die skakels met U genade aan mense in hulle daagkoms oordra. Amen. Ek weet kom ons hier Here met ons opgevaard. Vriende, kom ons sluit af met die slotlied. Amen.
Vriende, as jy huis toe gaan, kan jy weet, die Here sal jou verstand en jou interpretasie verlig. Die Here sal jou oog verlig in die manier waarop jy na dinge kyk. Die Here sal jou hart verlig in dit wat jy bedink. Die Here sal jou hande verlig in dit wat jy doen. En die Here sal by jou wees waar jy ook al in vanaf gaan. Amen. Amen.